Dr. Tersia Oosthuizen. Lig op geestesgesondheid, Dr. Tersia Oosthuizen van die Noordwes Universiteit, bedryfs- en voorligtingsielkundige. Goeiemôre Willem, goeiemôre luisteraars. In die eerste plek wil ek vir al die moeders en grootmoeders en jongmoeders sê baie geseënde en 'n pragtige, lekker en ook feesvierende Moedersdag. Ook vir die moeders dalk van vele diere en troeteldiere wat ons partykeer maar bietjie miskyk, maar wat net so 'n belangrike rol in die versorging van hulle diere speel. Ek kan net so vinnig ietsie sê. Moeder is iemand wat nie net met die arms vashou nie, maar dis 'n wêreld waarin ons as kinders leer wat dit beteken om veilig te wees. Moeder se oë dra die stories van nagte sonder slaap. Ja, daardie stille nagte en die vroeë oggende waar sy met liefde troos en waar sy weet, al is die antwoorde nie altyd die maklikste om by uit te kom nie, gaan sy wel 'n antwoord kry. So hulle dae is gevul met gee sonder vrae. Dis die ekstra myl wat geloop word. En tog in 'n moeder se stem lê daar dikwels 'n baie sagte krag wat jou naam noem, soos 'n gebed, maar ook in gebed. 'n Moeder beïnvloed nie net kinders nie. Sy loop die pad saam met haar geliefdes elke oomblik van elke dag. Haar liefde altyd naby en haar hande vol hoop en vol gee. 'n Moeder se liefde is 'n sagte, onbreekbare draad wat alles en almal bymekaar hou. Dan, liewe Willem en luisteraars, is dit ook Suid-Afrika se voorreg om Afrikaans amptelik, in aanhalingstekens, se 100 jaar bestaan te vier. En dis my elke keer so interessant as ek na die verskillende maniere kyk waarop Afrikaans deesdae geskryf en gepraat word, en ek praat nou nie van 'n geradbraakte Afrikaans wat amper meer Engels as Afrikaanse woorde in het nie, maar ek praat ook byvoorbeeld van die tipe verskoning Kaapse Afrikaans, waarvan ons ook nou meer kennis neem. En dan dink ek altyd daaraan, dit word partykeer beskou as iets wat so bietjie benede ons is. En dan onthou ek, maar Afrikaans was die sogenaamde kombuistaal. Die Hollanders van destyds het eintlik neergesien op hierdie Afrikaans. En dis 'n Afrikaans wat pragtige, mooi ontwikkeling gehad het. So met ander woorde, en dit is eintlik waar ek wil praat vandag, die een ding wat ons sien in Afrikaans, of dan ons moedertaal Afrikaans, en ek gaan spesifiek hier dan oor die taal Afrikaans praat, is dat ons moet gedagte hou dat Afrikaans is diep ingebed in ons kultuur. Afrikaans het 'n sekere melodie, dit het 'n sekere kleur, dit het 'n sekere klank, en diegene wat dit hoor, kan baie maklik onderskei as ek 'n tweede taal sê, nou maar Engels of wat ook al praat, of Afrikaans my eerste taal is of nie. Dit is my baie interessant, ek het dit agtergekom verlede jaar in Holland, dat van die Hollanders baie keer sal sê, ons praat Afrikaans nogal as 'n baie soort van 'n sterk uitgedrukte taal, waar hulle in Hollands half bietjie meer, verskoon die woord, maar dit is hoe dit aan my gestel is. Dit so half klink asof daar 'n bietjie van 'n uitgerekte, sinderige melodie aan is. Ek gaan net een voorbeeld gebruik. My familie wat in Holland bly,
leer die jongste seentjie nou spesifiek Hollandse woorde. In die huis het hy al geleer van 'n oorlosie. En nou word hulle gewys wat is oorlosies, en hulle nou die ure kan op die oorlosiewyser begin interpreteer. En dan wys hulle dit byvoorbeeld vir hom, vra hulle vir hom, wat is dit? En nou, sy, wil ek sê, aangebore moedertaal uit die aard van die saak, Afrikaans sê horlosie, waar die Hollands is horloge. So daar hoor ons hierdie ding van die bietjie meer uitgerekte singerigheid versus die daadwerklike horlosie. Nou wat ek eintlik wil sê is, in Afrikaans, in ons moedertaal en hoe ons kinders leer, moet ons in die eerste plek onthou. As ek Afrikaans my moedertaal maak en ek praat Afrikaans, terwyl ek swanger is met my kind, praat ek Afrikaans, my kind hoor dit, my kind hoor hierdie woorde en word gewoond gestel aan wat hierdie woorde beteken, die emosie daar agter. Wat is dit eintlik wat hierdie kind regtig, as hulle agterna gebore is, dalk woorde dadelik kan herken of die naam van 'n pa of 'n persoon of wat ook al binne die eerste paar weke selfs, maar dit is iets wat vir hulle bekend is. Ek bring dit terug na navorsing wat deur professor Tomatis hier by die NWI gedoen is jare gelede, onder andere ook, hy kom van Frankryk, waar hulle die Aurel-apparaat ontwikkel het, en waar hulle byvoorbeeld vir kinders wat met aandagafleibaarheid, autisme en ook met hakkel gesukkel het, moeders dan gekry het om vir hulle stories te lees, op band opgeneem en dit is gefilter, totdat hulle daardie manier van hoor in die baarmoeder kon hoor, soos wat die stories gelees is. En dit het regtig 'n groot verskil gemaak in hierdie kinders se lewens vorentoe. So ons onderskat die rol wat ons stem en stemtoon en die woorde wat ons gebruik speel wanneer die kind nog in die baarmoeder is. Maar dan moet ons ook onthou dat ons moedertaal, die uitspraak, dit waarop ons klem plaas, die woordeskat en alles daarmee saam, hoe ons met ons kinders praat, die handgebare waarmee saamgaan, hoe ons hulle met ons taal goed leer, dit verander en bepaal hulle persepsie van hulle bestaan. Waarheen is hulle op pad? Waar pas hulle in? Dit laat 'n baie sterk emosionele en spirituele indruk wat vir die res van hulle lewe by hulle bly. En natuurlik veroorsaak dit hierdie sterk binding tussen veral die primêre versorger, die ma, en natuurlik tussen die ouers en die kind. En dit sluit nie net in dat ons sien en hoor wat pa en ma sê en doen nie, maar dit is waar ons waardes in die lewe leer, waar ons leer om liggaamstaal volgens ons moedertaal te interpreteer. So met ander woorde, daar's 'n direkte koneksie tussen die hart en die brein en die tong. Dit verander en vorm ons persoonlikheid en ons karaktertrekke. Ja, interessant dat Nelson Mandela self gesê het, as ons met iemand praat in 'n taal wat hulle verstaan, dan word dit iets wat na hulle kop toe gaan. Met ander woorde, kognitief hoor en verstaan hulle. Maar as jy in 'n persoon se eie taal met hom praat, dan praat jy direk in die hart van daardie persoon. Een voorbeeld, Italianers het op 'n stadium navorsing gedoen, waar hulle onder andere gekyk het na Engelse woorde wat hulle vir Italiaanse kinders laat aanleer het, en dan het hulle gekyk daarna watter breinaktiwiteit vind plaas terwyl die kinders sekere Engelse woorde hoor en daarna die direkte vertaling in Italiaans. En wat hulle gevind het, is dat daardie gedeelte in die brein wat taal kan absorbeer en herroep, wat baie vinnig in die vroeëre lewenstyd van 'n kind ontwikkel, oomblik as daardie Italiaanse woord vir Italiaanse kind gesê word, dan flikker daardie breinaktiwiteit op tot die mate wat dit baie meer visueel en akoesties en emosioneel op daardie persoon 'n impak het. En dan sien ons dit, en dit is waar, ons weet dit.
Ouers weet kinders in Suid-Afrika veral moet baie keer 'n tweede of selfs 'n derde taal aanleer om te kan cope met hierdie lewe. Maar, en dit is belangrik, as die moedertaal en alles daarmee saam nie behoorlik gevestig is nie en onderhou word nie, kan kinders nie die nuwe taal suksesvol aanleer nie. So kinders leer in die huis die moedertaal, dan kom op skool en dan kom daar 'n tweede taal by. Maar as hulle sukkel selfs met die moedertaal, gaan dit nog 'n groter probleem wees met die tweede taal. En dan moet ons ook onthou, dis ons verpligting as ouers om steeds ons moedertaal lewend te hou in die huise. Baie dankie Tersia. Ons luister binnekort verder na Dr. Tersia Oosthuizen. Willem en luisteraars, as ek dit dan sê, dan wil ek dit ook noem, veral in die lig daarvan dat ons moedertaal is 'n aanduider van ons identiteit en ons kulturele identiteit. So met ander woorde, om in my moedertaal te kan verstaan en vlot te wees, gee ook uitdrukking aan waar ek vandaan kom, waarin ek glo, waarin ek gevestig is. En dit lei daartoe dat ek binne 'n sekere kultuur gevestig word, dat ek 'n spesifieke identiteit binne hierdie kultuur, beginnende by die gesin, begin vorm. En dit hou verband daarmee dat ek in my moedertaal eintlik die beste, as ek die woord kan gebruik, gereedskap gevestig kry in my bestaan om met perspektief na ander en natuurlik ook ander kulture en tale te kyk. Wat beteken, ek identifiseer met die taal wie se kultuur ek die beste ken. En dit is die kultuur waarin ek opgroei. Dis die kultuur, as ek die woord kan gebruik, waarin ek hoor hoe my ouers bid en my leer bid. Nou, terwyl ek dit sê, wil ek tog net 'n laaste woord hieroor noem, dat ons in die huidige situasie in Suid-Afrika baie keer dink, dit is beter om dalk ons kinders na 'n laerskool te stuur waar 'n tweede taal of Engels of wat ook al die taal is wat gepraat word. En dan kom hulle terug by die huis en dan hou ons aan om met hulle byvoorbeeld Engels te praat. Die probleem hier is, nou begin ons kind sukkel met identiteitsvorming. Want aan die een kant is daar 'n nuwe identiteit waar hulle op skool aan blootgestel word. Onthou baie konkrete denke in daardie eerste tyd in hulle lewe versus wat gaan by die huis aan. En dit verwar hulle. Daarom is die beste keuse om ons kinders in hulle moedertaal te laat voortleef en ten minste, indien sover moontlik, nog op laerskool in hulle moedertaal te laat skool gaan. En ek praat nou hier van Afrikaans. Nou kan ons ook vir mekaar dan sê, hier waar ons vandag met al die media en sosiale media en slimfone en rekenaars te doen het, wat kan ons dan doen om ons moedertaal te bevorder? Die eerste en die belangrike, dink ek, is dat 'n manier om ons kinders te leer om lief te wees vir die moedertaal, is om hulle te help om te verstaan, behoorlik te begryp. En wat doen ons? Ons lees vir hulle, ons laat hulle toe om te lees, ons gesels met hulle in ons moedertaal, ons lees en skryf en laat hulle lees en skryf tot die mate wat hulle dit onafhanklik en korrek kan doen. Ons vertel ons stories. Ons vertel stories oor interessante onderwerpe. Ons ken almal hierdie verhale uit ons lewe, waar ons vandaan kom, waar ons voorgeslagte vandaan kom of wat ook al. Maar daar is iets daarin waar ons die storie vertel wat die woordeskat na vore kom. Ek het die afgelope week na baie interessante gesprek geluister, waar daar spesifiek gepraat word wat ons, wat nou al so 'n bietjie na die later deel van middeljare aanstap, sekere woorde gebruik wat as argaïs beskou word. Maar as 'n mens nou daarmee werk en kinders hoor dit en hulle vra, dan verbreek dit ook natuurlik hulle eie taalvaardighede. Hê boeke
soveel en so ver as moontlik in ons huise vir ons kinders. Kweek van kleins af by hulle 'n liefde vir lees. Selfs so ver dat ons miskien as hulle 'n Afrikaanse boek gelees het, dat ons een of ander vorm van 'n beloning vir hulle gee. Iets wat ons kan doen is, as ons hoor dat hulle baie keer dieselfde Engelse woord oor gebruik, om hulle sê, goed, kom ons kry die woordeboek en ons kyk wat's die regte Afrikaans. Of help hulle om dalk nuwe Afrikaanse woorde vir Engelse woorde wat hulle baie keer gebruik, uit te dink of te vind. Luisteraars, Willem, ek wil net noem, dat die woordeboek van die Afrikaanse taal, die WAT, is byvoorbeeld aanlyn beskikbaar, die totale woordeboek vir R200 'n jaar se lees toegang. So vir R200 kan jy enige woord opsoek of naslaan in hierdie groot woordeboek van die Afrikaanse taal. Ek dink dis 'n voorreg, want as ons dink hoe maklik gee mens R200 op iets anders uit wat dalk nie hierdie waarde het nie. So waar kinders groot word met woordeboeke en met verklarende woordeboeke, leer hulle ook nuwe woorde en nuwe taalgebruike en prosesse aan. En asseblief, bly tog weg van Google Translate. Ek sien dit nogal toenemend op hierdie elektroniese nuusmedia, dat van die verslaggewers partykeer Google Translate gebruik het, en dan kry jy baie snaakse sinne, en as die subredakteurs dit nie behoorlik deurgelees het voor dit verskyn nie, is dit nogal 'n frustrasie vir die persoon wat dit lees, en hierdie verwronge taal, wil ek amper sê, moet bekyk. Kyk na TV-reekse, so ver as moontlik wat in Afrikaans is, en kyk saam met kinders TV-reekse wat hulle van hou, en as dit dan in Engels is, probeer om vir hulle te help om die storie te ver-Afrikaans. Kyk na die storie en vertel die storie dan vir jou in Afrikaans met so min as moontlik Engelse woorde. Luister na liedere, liedjies in die moedertaal. Leer vir hulle 'n liefde aan om hierdie liedjies te sing en maak dit 'n groot speelietjie, as ek dit so kan sê. En ons kan ook vir ons kinders vra, vir alles hulle groter word, hou 'n joernaal by wat hulle in Afrikaans moet doen. So wat sê ek vir ons moeders en ons moedertaal op hierdie stadium? In die eerste plek is dit verskriklik belangrik dat ons as moeders, veral omdat dit nou ook Moedersdag is, 'n gedagte moet hou dat ek as primêre versorger meeste van die tyd, daar waar ek nog steeds swanger is met die nuwe mensie in my, keurig dink en doen. Dat ek moet onthou, die woorde wat ek spreek, dit wat ek sê, word woorde wat in die atmosfeer vrygelaat word. Dis met emosionele en kognitiewe kapasiteit gelaai. Hoe ek met my kinders praat, wat ek vir hulle sê, hoe die sinskonstruksie lyk, kom die woorde wat ek gebruik so na vore dat dit kinders aanmoedig en motiveer en hulle opbou, of breek dit af en is dit negatief van aard. So ons het ook nie net die verantwoordelikheid dat ons kinders ons taal behoorlik aanleer en hoor nie. Ons het ook die verantwoordelikheid om te dink dat ek besig is om 'n mens te vorm en te laat ontwikkel. 'n Mens met kapasiteit, met vaardighede, wat vermoëns het, wat vorentoe in die lewe ook hulle moedertaal moet kan uitdra. Hulle identiteit vanuit hulle kultuur moet kan waardeer en kan uitleef en verdedig indien moontlik. Maar dit is waar die hele gesin 'n rol op speel. Dit is as dit ware asof ons almal ons taal moet koester en dat ons maniere moet vind om hierdie koestering van ons taal sodanig te doen dat ons dieper en meer waardering het. Ons moet nuuskierig wees oor nuwe woorde en alles daarmee saam en hoe ons dit kan gebruik. Dis nie, ek wil amper die woord gebruik, 'n konservatiewe, tradisionele
verskillike streng grenslyn stel van jy mag nie hierdie soort woord gebruik en sê dit in Afrikaans is nie. Nee, ons doen dit op 'n spelerige manier waar ons almal saam leer. En dit is wat ek vir ons wil die boodskap aangee vir moeders en vir ons pragtige moedertaal van Afrikaans. Koester dit. Moeders, koester julle self. Paas, kinders, gesinne, koester mekaar. Wees lief vir mekaar en wees lief vir mekaar in Afrikaans. Mag dit 'n geseënde week wees. Dit was dan Dr. Tersia Oosthuizen met lig op geestesgesondheid.